Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons gaan aan met ons gedagte van Roete 14:6. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid. En ons leer in hierdie oordenkings hoe om op die weg en die waarheid agter Jesus aan te bly as disippels wat ons kruis opneem en onsself verloon en hom volg. Vandag bespreek ons die tema wat sê Roete 14:6 is 'n pad wat met die ongeregtigheid bots. En as ons sê ongeregtigheid, dan bedoel ons daarmee dit wat sonde is, wat verkeerd is. So wat leer die Here? Die Here leer vir ons in sy bergpreek in Matteus 5, gelukkig of geseënd is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Daai woord wat gebruik word is die woord makarioi, en dit beteken oorvloedig tot in uitermate vir ewig gelukkig is hulle wat doen of vervolg word ter wille van geregtigheid. So wat sien ons hier? Ons sien dat daar mense is, en dis dan disippels, wat binne in die reg bly staan, al word hulle daarvoor vervolg. Kyk mens na die Nuwe Testament, dan sien mens groot vervolging onder Christene, maar juis die Christene wat die boodskap uitdra, dat hulle binne die reg bly staan. Vandag kan dit wees dat jy opstaan teen iets soos abortus, en mense jou daarvoor vervolg, en sê jy's lelik, en jy's liefdeloos, jy gee nie 'n vrou haar regte nie, maar dat jy in liefde natuurlik by die waarheid van die woord van die Here staan, dat lewe in sy hande is. So ons moet altyd bly in wat reg is, al veroorsaak dit vir jou teenspoed in die wêreld. As ons kyk na die apostels in die Nuwe Testament, dan 11 van 12 van hulle marteldood gesterf. En dit alles oor hulle in die geloof volhard het, gedoen het wat reg is, en die Here Jesus bly verkondig het oral waar hulle gaan. Hulle het nie links of regs van hierdie pad afgewyk deur te sê, ag nee, spaar tog net my lewe, moenie laat ek doodgaan vir die evangelie nie. Hulle het in die evangelie bly staan, selfs al het dit hulle lewens gekos. En die enigste een wat van ouderdom dood is, het ook 'n banneling lewe geleef oor hy die evangelie verkondig het, dis Johannes, wat na Patmos verban is. So hy staan op en staan in wat reg is, maar dit ook in liefde. Kyk na hierdie mooi aanhaling, laat reg geskied, bewys die liefde en trou, lewe bedagsaam voor jou God. So ons as gelowiges moet weet dat die pad wat ons stap, gaan partykeer bots met die pad wat ander mense stap. Van die dinge wat jy doen en waarin jy vas staan, gaan partykeer bevraagteken word, of selfs dalk afgelag word deur ander mense. Maar as volgers van Jesus, bly ons volhard in dit wat reg is. In die krag van die Here, deur die Heilige Gees, staan ons in liefde in wat reg is. Ook wanneer ons opstaan vir wat reg is, doen ons dit nie sonder liefde nie, want niks in ons lewens as gelowiges gebeur sonder liefde nie. So ons sal in liefde by die waarheid bly. So leer die Here vir ons. So staan op en staan in wat reg is, maar dit in liefde. Bedagsaam, en in liefde gaan jy ook die teenstand bied teen wat verkeerd is. En nie opstandig raak, en party mense dink om reg te laat geskied moet jy reg in eie hande neem. Dis nie die waarheid nie. Om reg te laat geskied moet jy vas staan en nie afwyk van reg nie, en dit ook in die liefde van die Here. Daar gaan baie ongeregtigheid oor jou pad kom in jou lewe, staan dit teen. Moenie saam met die stroom gaan nie, maar gaan teen die stroom op. Roete 14:6 gaan nooit saam met wat sleg is nie, maar dit vat wat sleg is, saam met dit op wat goed is. Met ander woorde, ons bedien die lig in die donker van ander se ongeregtigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat U ons deur die Gees en die woord oplei en lei om mense te wees wat soek wat reg is. Help ons om elke oomblik van ons lewe te lewe, in 'n lewe wat U verheerlik omdat ons doen wat U wil is. En daar waar ongeregtigheid oor ons pad kom, waar ons met dit bots, wil U ons ook help om sterk te staan, om in U te staan en vir U te staan, en dit ook in liefde, terwyl ons by die waarheid bly. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.